Nou ja, kerk van die Here. Julle weet vanmôre gaan ons 'n geleentheid gee vir elkeen om 'n getuienis te bring. En ek wil vir julle sê vanmôre, en ek gaan nie nou nie aan jou oor uittrek en sê kom bring 'n getuienis nie. Ek wil hê as die Here op jou hart lê, as die Gees vanmôre op jou hart lê, en ek wil ook vir julle sê, dit gaan nie oor hoe groot hierdie getuienis is. En daar is nie een van ons wat hier sit vanmôre wat kan sê, ek het nie 'n getuienis. Want dit vanmôre opgestaan en dit weet hy, dit weet nie. Prys die Here. So dit maak nie saak, ons hoef nie vanmôre hier in te stap met die persepsie dat iets verskriklik waus met my gebeur het, sodat ek vanmôre getuienis kan lewer nie. Ek het gesê, ek sal die ys breek, en as daar enige iemand is wat dan die vrymoedigheid het, die een van julle is verplig nie, behalwe my vrou en my kinders. Want hulle weet, wat gaan ek met hulle doen as ons die uitstap. Ek grap sommer. Maar van die vrymoedigheid vanmôre, om vanmôre te getuig van die goedheid en die guns van God. Ek het vanmôre baie groot getuienis en ek het vir die Here gesê, ek sal altyd hierdie getuienis bring. 8 Junie 2007 was ek die beste plek van my lewe. Ek het die Here gedien. Dit is my werklik gevoel. Ek is die naaste aan die Here as wat ek ooit was, daai tyd. Prys die Here, nou is ek nog na. En ek sal nooit vergeet nie, hierdie lied wat ons vanmôre gesing het, sê vir ons, the God of the good times is also the God of the bad times. En ek wil vir julle sê vanmôre, om 'n kind van God te wees, vrywaar jou nie van aanslag en storms nie. Jy is reeds dan wanneer die wind van voor. En ek wil ook vir julle sê vanmôre, as God 'n doel het met jou lewe, en as 'n roeping op jou lewe, sal die vyand alles in sy vermoë om jou uit die pad te kry. Dis wat hy wil doen. En ek dink baie daaraan, maar kom ons begin by my getuienis. Ek het 'n Ford bakkie gery. Maar dit was net een keer in my lewe, ek bedoel nie. Maar in elk geval, prys die Here. En ek het op 'n stadium met ons, kyk, en dis ons in enige man se hart, of jokker, om op 'n plaas te bly. Ou daai begeerte, jy wil daar buite in die wildernis wees. En ek kry die geleentheid om 'n offer op te sit op 'n plaas vir 32 hektaar die buitekant Boons. En ek het oorgegaan van een maatskappy na 'n ander maatskappy toe. En die vrou is dorp toe met hierdie Ford, en op pad terug, op die plaaspad, net so om die draai, toe hoor ek net een groot commotion. En ek is nou besig om aan my bakkie te werk, wat ook gebreek het. En daar slaan hierdie Ford aan die brand. En ek kom opgehardloop op baie plaaspad, en ek sien net vlamme. En almal spring uit die kar uit, en almal hardloop weg, en ek hardloop, en ek gaan almal op die grocery sakkies ook uit, want daar is nie geld om nog groceries te koop nie. En die volgende oomblik ontplof daai ding se battery. Broer, ek is ander 4 voete daar op die grond om weg te kom, maar in elk geval, die ding brand toe nou sommer solid uit. Nou moet jy verstaan, nou het ek net hierdie ou bakkietjie, ek het 'n Mazda drifter bakkie gekoop, waarmee ek werk toe teruggery. En terwyl ek besig is om hierdie voertuig te werk, toe brand hierdie ding nog uit. Nou het ek geen voertuig. Ek besluit nou kan jy die Vrydag, gaan ek nou hierdie ouetjie moet regmaak. Nou manne, julle sal weet, daar waar jou speedometer ingegaan het op die ou voertuig, het so 'n plastiek rad gaan. Nou vir een of ander rede het daai rad deur die gearbox gaan val en hy gaan let tussen die selectors. So nou kry jy nie
Ek kry hom nie uit nie, jy weet, hy bly in die rad wat hy is. En ek kan hom ongelukkig nie gebruik net in een rad nie, want hy is nou plaaspad op en plaaspad af. En, maar nou ja, daai Vrydag besluit ek gaan hierdie gearbox moet split, of hierdie radkas, wat ek nou mooi Afrikaans gebruik, van die engine af, om nou hierdie rad te kan uitkry. Godsgeluk doen ek dit op die gras. En ek jack toe nou die bakkie op, en ek sit 'n bokkie aan hierdie kant, maar ek gebruik die jack aan die ander. Wat is die Afrikaanse woord? Die domkrag. Ek gebruik die domkrag aan die ander kant. Ek is in en uit onder hierdie bakkie. En ek sal nooit vergeet nie, en ek wil nou baie mooi luister, want die woord wat ek gekry het na hierdie, gaan vir jou vanmôre wys, dat daar sê die God wat in die hemel is. En hy weet presies, waarmee hy besig is. En ek seil so onder die bakkie in, en daar's 'n bout wat ek moet losmaak, maar ek kan nie die nommer size van die bout kry nie, omdat daar nou van die stof en grond en olierigheid op is, en ek seil onder die bakkie in, met die skroewe draai, en jy weet, en ek maak nou skoon om hierdie ding. Nou moet jy verstaan, ek het nou al klaar, albei wiele af, want jy kan nie die engine sak as daai wishbones en al hierdie goed in die pad is, so ek het al daai goed verwyder. Hy staan nou net op die donkerag op die een kant, en die bokkie op die ander kant. Ek seil weer so onder hierdie voertuig in. Terwyl ek so lê in die werk, my hande so, toe ervaar ek hierdie bakkie is besig om te sak. En al wat ek kon doen is, ek kon my gesig so effens die kant toe draai. En daar sak hierdie engine bo op my gesig. Terwyl ek daar lê, ervaar ek hoor hoe die bene in my gesig besig is om te breek. Dit maak so soos dat my gesig bene breek. En ek weet, en ek sê vir myself, vandag gaan ek doodgaan. Want hoeveel kan 'n mens se skeel hanteer? Hoeveel kan jou brein, die oomblik as jou brein seer kry, is dit vir my. En omdat ek so naby aan die Here was op baie oomblik, al wat ek kon uitkry, sê dankie Here vir my tyd op aarde. En ek sit vas om in die bakkie. My seun was 6 jaar oud. Ja, hy het die Woensdag verjaar. So het nog die Woensdag vir my partytjie gevoel gee daar op die plaas, en dis nou die Vrydag gebeur. En die oomblik toe ek vir die Here sê, dankie Here vir my tyd op aarde, kerk, wil ek vir u sê, ervaar ek die diepste donker wat jy in jou lewe kan ervaar. En ek het al vir u gesê, ek het vir jare ondergrond gewerk, en ondergrond is dit nogal redelijk donker. As jy jou lamp afsit ondergrond, kan jy nie jou hand so voor die oor sien. En daai was donkerder as daai gewees. En die oomblik toe ek hierdie verskriklike donker ervaar, weet ek, is verby. Maar die mooiste, die lekkerste vir my van alles was, in daai oomblik, het my gees my liggaam verlaat. Wat ek kan onthou, dat ek regop gesit het, en ek kon nie regop gesit het, want ek was vastgepek onder die bakkie. En ek sit regop met hierdie opgewondenheid in my hart, en ek kyk rond, en ek vraag myself, van watter kant af gaan Jesus nou kom? En hy kom omgehardloop. En al wat ek kan onthou, my seun, ruk swam my broek, en hy begin skreeu, en hy sê, my papa is dood.
Die oomblik toe hy dit doen, hoor ek hoe hy skreeu en hardloop. En hy skreeu, my papa is dood, my papa is dood. Dis net daar waar ek besef, ek is nog nie reg om te gaan. Die Here het dit doen. En ek leef vir 40 minute, 44 om presies te wees, vasgepen onder die bank. En onthou alles is van die kante uit, gesak tot op die grond. En ek lees so vasgedruk met die engels op my gesig en die hele body. En ek het 'n ouetjie gehad wat vir my gewerk het daar. En almal skreeu en hardloop rond toe. Gaan te keer en ek onthou hy so 'n lang koevoet gehad het hy. Toe hy onder die bakkie indruk. Probeer hy nou die bakkie so optel. Lig hy nou daai ding van my gesig af en dan sit hy hom weer neer op my gesig. En ek kan nie regtig praat nie, want alles is so gedruk en gebreek. En ek onthou net, ek het gesê, nee, los, hulle maak my seer. En met al die commotion, was daar mense daar onder in die dip. En die vrou hoor die geskreeuwery, en sy kom opgehardloop, want sy dink toe dat is 'n plaasaanval. En haar man werk aan al hierdie geel voertuie, die back actors en die loaders. En toe sy nou 'n beetje agterkom wat gebeur het, hardloop sy terug plaas en sy sê vir haar man, bring een van die groot donkragte van jou, dis moeilikheid, voertuig tot die man geval. En hy kom omgejaag en ek hoor hoe daai bakkie brul, soos hy so afgejaag kom op die grond. En intussen lê ek en my longe word so vol bloed, dat ek nie asem kry. Onthou, asem so ingetrek en dan blaas ek so van die bloed ontslaat raak, en blaas ek die bloed so uit op die enjin. En ek sien na hierdie diepste donker, sien ek die middagson, net so voor die sak deurbreek. En ek glo die leuen wat die vyand my vertel baie oomblik dat ek nou gaan doodgaan. Die persoon het omgejaag gekom, met daai verskriklike groot trolley donkrag onder my bakkie ingedruk, soms so in die middel op die pens. En ek begin daai ding opjek en ek voel die verligting van hierdie gewig wat nou al vir 44 minute op my gesig been het. Nou met dit het hy my kakebeen hier die scars of life afgebreek. My kakebeen bo is gesplit en al twee my voortande met wortel en al die langs my op die grond. Hierdie oog was heeltemal agter hierdie gebreekte klip, gebreekte bene, en hierdie oog het half uitgaan. Die oomblik toe hierdie persoon hierdie bakkie optel, trek hulle my uit, onder die voertuig uit. En ek kan onthou, ek staan op, en ek skud die gras van my oorpad af, my hande is vol olie, ek is vuil. En hier staan 'n groep mense voor my wat ek nog nooit gesien het. En ek sê vir almal daar wat voor my staan, eers kyk hoe vuil is ek nou met almal my ontmoet as ek so lyk. Maar intussen weet ek nie hoe lyk my gesig uit. Dus my gesig so hele driehoek weg, ingedruk, ingeduik, en soos ek sê, my oog is weg en die een is half uit. En 'n vrou spring in die kar en ons het nog 'n huurkar ook toe nou nog, want die Ford het moes nou gaan staan en uitbrand. Of nie 'n huurkar, die courtesy kar, wat nie meer dit, wat die by die versekering uitneem. En sy staan die voertuig as om inklim, ek sê, nee, kry 'n kombers, ek kan nie so in die kar inklim nie. En almal is op hierdie vreeslike spreed om my by die hospitaal uit te kry, die ambulans is al op pad, en ek
is bekommerd oor die bloed wat ek in hierdie kar gaan mors. Maar dit gesê, onthou ek, jaag sy op baie grondpad en ek trap vir haar uit. Ek sê, nee man, waartoe jaag jy? Jy gaan hom ongeluk veroorsaak. Wat rustig. En nou ons is uit by die Boonspad en ons is op pad hier na Olifantsnek se kant toe. En toe ons so by die dip afkom, kom die ambulans van voor af. En toe begin ek ervaar, nou begin die drukking in my gesig verskriklik aan. En ek sê, Vader, nie stop nie. Die ambulans kan ons van agteraf aan. En net daar waar die ou Jabes was, julle sal seker weet waar dit is, op die cirkelpad. Daar kom die ambulans agter ons aangejaag en hy stop ons. En ek klim uit die voertuig uit. En ek kan onthou die ambulansman se gesig, toe hy na my kyk. En die heel eerste ding wat hulle ons altyd vra, is het jy medies? Ek sê ja, ek het medies. Ek klim oor in daardie ambulans. En ek onthou die ambulansman het vir my gesê, hy gaan my morfine spuit. En hy spuit hierdie goed. Man, ek het dan veel lekker gevoel na die spuit. Yes, broer. En alle van my vraag my wolkie huis toe te gee. Maar in elk geval, ek verstaan, hulle mag jou net een keer, en ek weet nie hoeveel uur die goed spuit nie. En ek onthou, ek was so vastgestrek op die beekie, en ek hoor net die gat ons. Ek hoor net die, dankie Here, het was een Toyota bus, ek nie een Ford. En ons gaan met die Toyota, en ek hoor broer die motor. Ek op die stadium, toe ons hier na by die KFC se kant kom, ek glo nie, dit was al die KFC nie, maar in elk geval, toe trap hierdie ambulans, maar nie agter, daai drywer verskriklik uit, omdat hy wys is om maniak, ek weet nie, ek het dit nie regtig ervaar nie, maar ek onthou dit soos gister. En hulle jaag met my daar na die ER toe, ek ben met 24 gekom, weet ek het hulle my afgehaal uit my stryd, so ons heiling en ons soeke wiele wat so sap. En toe hulle my daar uitlaai, toe weet ek kan onthou, my broer was daar gewees. En hulle stoot my daar in, allemaal ons moes nou haastig op daai tyd. En nou gaan ek vir iets vertel wat jy seker nooit geweet het nie. Daar is 2 vertrekke by die ER. En as jy inkom daar, en hulle sien jy gaan dit nie maak, dan stoot hulle jou in daai vertrek. So hulle sien jy gaan dit maak, dan stoot hulle jou in daai vertrek. En hulle stoot my in die vertrek en vir jou wat nie gaan maak. En ek hoor hoe hierdie persoon vir daai sê, nee, stoot om hierdie kant en hy gaan dit nie maak. Hoor dit. Maar ek is op daai stadium, dink ek, is die medikasie wat hy ou gebruik het. Voor dit nou, ons was nog nie eers by die hospitaal nie, toe sê hy vir die drywer om weer te stop en hy spuit my weer morfine. Wat hy eintlik nie mag doen, want ek het verskriklik gekla oor die pyn. En ek sê vir hom, eerlikheid, ek kan nie vir my iets gee, hy sê ek mag nie eintlik, en sê, kom ons doen het, maar hy het ook seker nou die gedagte gehad, en ek kan het in elk geval nie maak nie, so kom ons stoot om morfine, as hy dan lekker dood gaan, sê hy. En ek onthou hierdie persoon het gesê, nee, stoot om hierdie kant en hy gaan dit nie maak nie. En daar is blijkbaar 'n reël, dit ek nou gehoor by my susters, het al die jare in die theaters gewerk het. 'n Oop wond, al gaan jy dood, mag nie oop bly nie, jy moet dit toewerk. Nou ek het daai tyd, die Vrydagmiddag nog nie geskeer nie, nou ek onthou die ou het so skeermesie gevat en bo oor hierdie sny, begin het skoonmaak. Sodat hy nou kan begin vaswerk. En hy werk vas, broer, hy speel nie. Ek voel hoe werk hy in die snye en goed. En maar in elk geval, dit daar gelaat, en ek raak weg, en die volgende oomblik toe word ek wakker, binne in hierdie pipescanners, waar hierdie ding vir jou sê, breathe in, breathe out, dis al wat ek kan onthou. Breathe in, breathe out, en as ek by die scanner word. Toe raak ek weer weg, en ek word weer wakker in 'n ander plek, waar my dokter wat aan my gewerk het, so met sy, soos die bed so lê, staan hy hier voor op my kop so, en hy sit sy 2 hande so om my gesig, en hy sê vir my, nie kom ek, ons gaan jou mooi reg maak.
En hy spot nogal op my, hy sê vir my, dis nou jou kans om te sê, soos wie jy wil lyk, en dan maak ek jou so. Toe vraag hy my, wil jy lyk soos Tom Cruise? Toe lag ek, toe sê ek wel, dit sal nie sleg wees, dit sal nogal nice wees, as jy dit kan doen. En ek onthou, die swelling was so erg dat hulle kon nie opereer nie. Blijkbaar moet die swelling stap voor te begin met die operasies. Ek is opgeneem in die intensief daai aand. En kort, dan speel hierdie af soos 'n video voor my. Elke keer wanneer ek sien die voertuig, sien ek hoe val die voertuig. Ek onthou by die ICU, daar vrou reg voor my bed gesit. En sy het op 'n stadium daar opgespring en my amper van die bed afgehardloop. En toe ek hande hier langs my sien, toe skrik ek nou eintlik, maar wat maak die tannie nou? En sy skree vir my, "Nee, Ruben!" En ek kyk vir haar en sê, "Ja, heerlikheid het my nou groot laat skrik." Toe het my hart op 'n stadium gaan staan, terwyl sy nou daar sit. Hulle moet jou blijkbaar monitor, elke bed kry 'n persoon wat jou heeltyd monitor. My hart op 'n stadium gaan staan, want toe sy daai bed so raakloop, toe kom die hart sommer weer by, vanself. Maar in elk geval, prys die Here. En ek is daar uit, en ek kan nie onthou, ek praat nou onder korreksie, 17 dae wat ek in die hospitaal moes bly vir die swelling om te sak. En ek gaan vir my vrou vra om vir julle net, ek het 2 fotootjies. Daar is sy. Dis hoe ek gelyk het, en dis nie van 'n bar fight nie, hoor. Dis hoe ek gelyk het op daai stadium, ek kan 'n ander fotootjie, daar die swelling al, dit was net na die operasie gewees. En ek gaan in die operasiesaal in en hy laat weet vir my, ek kan maar aanval maak. En hy laat weet vir my, ons gaan so 3,5 ure besig wees met die operasie. Hy laat weet dit vir die familie. En ons is in die operasie in, en 3,5 ure is verby, en ek verneem toe nou het uitgestap, en dan die vrou en kinders toe gegaan, en familie en gesê, hoor hierso, die gesig is baie slegter gebreek as wat ek vermoed het, so ons is nog besig, en hy het so net na 5 ure, toe is hy klaar. Nou vandag sit ek hier, staan ek hier voor u, hier sal voel ek 'n sterskroefiekie, hier sal het ek 'n sterskroefiekie, en hierdie hele gedeelte van my oogbank, is nie so lekker glad soos jou nie. Oral is ruffeltjies. Hulle het sulke draaikies, plaatjies gevat, dit lyk soos wassertjies wat aan mekaar vas gesmeld is. En hulle het oral hierdie gaatjies geboor, en hierdie gesig probeer weer met mekaar kry. So van daai dag af mag ek natuurlik geen kontaksport doen nie, en as daar 'n fight kom met 'n hardloop hoor. Maar in elk geval, kerk en, maar nou wil ek vir u iets baie besonders vertel. In daai tyd, toe ek so naby aan die Here was, het ons 'n selgroep gehad, en ek was die leier van ons selgroep. En daar was 'n tannie, haar naam was Johanita, sy het verskriklik mooi gebid. Ek het altyd vir haar gevra om die selgroep te open. En op 'n stadium toe trek sy Pretoria toe nader aan kinders van Lane en 'n woonstel wat bly. Met die gevolg is sy uit ons gemeente uit. En ons sien haar nie meer nie. En hierdie ongeluk van my het 2 jaar nadat sy weg is by ons gebeur. En met my 3de of 4de dag in die hospitaal, toe maak sy kontak met die vrou. En sy sê vir haar, ek weet nie hoekom nie, maar die Here het op my hart gelê, dat jy hierdie woord vir Chris moet gee. Nou moet jy verstaan, sy het van geen ongeluk geweet. Sy weet van niks. Niemand het haar te kenne gegee nie. Wie kom die Here? Nou wil ek hê, jy moet dit wat ek vir jy vertel, hoor vanmôre die woord van God. Daarom kan ek vir jy sê vanmôre,
ons het 'n God wat in die hemel sit op sy troon en hy regeer. En sy gee vir my hierdie skrif in Jesaja 58. En hy begin by vers 7 en hy sê, is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendig is, swerweling in die huis in dit. As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom kleed en vir jou eie vlees nie verberg. Nou, ek het al verskriklik baie mense in my huis ingeneem. En verskriklik baie mense gehelp. En toe ek hierdie woord hoor, toe besef ek, die Here is besig om met my te praat. En hy sê verder, dan sal jou lig deurbreek, soos die dag geraak, en jou genesing skielik uitspreek. En onmiddellik dink ek aan die middagson wat ek onder die voete gesien. En hy sê verder, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here wat agter jou wees. Dan sal jy roep, en die Here sal jou antwoord. Jy sal skreeu om hulp, en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, en toe ek hierdie lees, toe dink ek onmiddellik aan die drukking op my gesig en die verdrukking. En hy sê, as jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger, en die leenagtige woord, en dit is natuurlijk wat die vyand van my gesê, dat hy gaan sterf. En jou siel laat uitgaan, wat ook met my gebeur. Hongerige en die neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis, en jou donkerheid wees soos die middag. Waai. Die Here sal jou gedurig deurlei, en jou siel versadig in dor plekke, en jou gebeente sterk maak. Goednis. Ons die wonderlike God. Jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstelling. En die wat uit jou voortkom, sal die ou pynhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word, herbouer van gebreekte mense. Hersteller van baie onbewoonbaar. As jy jou voet terughou in die Sabbat, om nie jou saak op my heilige dag te doen. En as jy die Sabbat verlustig noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou eie sake soek of eidelike taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor hoë hoogtes, die hoogstes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het gespreek. Goednis. Dis nog voor ek geweet het, dat ek hier gaan staan en die woord van God bedien. Ek het die Sabbat van God gevat, geëer. Die Here kom en hy sê, ek sal vir jou hoë hoogtes gee. Ek sal vir jou bederf. Dis presies waarvoor ek kan getuig vanmorgen. En ek kan vanmorgen getuig, dat daar is lewe na die dood. Omdat my siel, my liggaam verlaat het vir dood. En weer teruggekeer binne my liggaam. Omdat die Here geweet het. Al die jare daarna, moet ek hier staan, en siele wen vir die koninkrijk van God. Kom ons gee die Here. En dit is my getuienis, en dit is iets wat ek altyd dankbaar sal wees voor, wat die Here vir my gedoen het. En die woord wat God vir my gegee het, goednis, kerk,
Ek het so gehuil in daai hospitaalbed, want ek presies ervaar in my verwonde dat iemand 'n woord soos hierdie vir my stuur, wat nie eens weet waarheen ek besig is om te gaan. En dan kan ek vanmôre getuig oor die getroue, die goedheid van God. God kom altyd deur. Altyd. Altyd. Ons kan altyd op die Here vertrou. Die Here wys my daagliks hoe ons op hom kan vertrou. Al wat ons moet doen is glo dat God wel die voorsiening is. Jy sal nie weet wanneer, waar en hoe die Here gaan voorsien. Maar ek wil vir julle sê, al wat u moet doen, al wat ons moet doen, hou vas. Hou net vas. Hy sal weer kom. Baie dankie. Is daar enige anders wat dalk die vrymoedigheid het? Môre getuienis, jy hoef nie uit te kom vorentoe nie. Jy kan net aan die bank staan as jy wil. Enige iemand. Daar sê jy, as jy het net, kom ons geef. Soek jy die mikrofoon of gaan jy nie so? Daar sê. Ek het 2 jaar terug, daar het jullie leerplek en hartaanval ervaar waar ek hospitaal toe gejaag was die oggend en in Brits, want ek het nie medies nie. So het ek daar geleer, dan moet hulle wag vir die resultate. Toe het nou positief getoets is vir hartaanval, dus ek sal toe waar 2 weke geleer, nie veel gedoen het nie. Daarna is ek oorgeplaas gaan in Koa toe. Ek sou daar vir 'n kort tydjie vertoef het. Die Sondag sou ek ontslaan word as die hartinsumus verlaag het, maar so het elke dag se bloedtoetse die hartinsumus net verhoog en hulle kon nie verstaan hoekom nie. Die aand toe my man en die meisiekind kom kuier, het ek 'n groot hartaanval ervaar wat hulle nou gesien het. Ek was by daai tyd lankal nie myself nie, ook met die morfine gedoup. Hulle het my later die aand by 12:00 is ek ICU toe. Daar het ek 2 weke gelê. Ek het huis toe gekom. Ek het 2 dae by die huis, dus ek weer sleep beaker toe, het nog maar hartaanval. Was weer terug na 2 dae. Maar in die tyd, ek het hoë cholesterol, suiker, bloeddruk, met die hart en al saam, bloedlont. Het die dokters my meegedeel dat my suiker en my cholesterol normaal is. Ek is af van insulien af. Bloeddrukmedisyne als verlaag, cholesterol, ek het aangehou gee as gevolg van die geskiedenis. Maar dit is tot en met vandag toe nog normaal. Halleluja. Ja. Na 18 weke se hospitaal in en uit, of actually na die 2 keer se 2 dae by die huis, was ek permanent in die hospitaal tot en met 18 weke, waar hulle my toe oorgeplaas het na die staatshospitaal in Rustenburg. Ek het daar aangekom 4:00 die môre, 6:00 toe was ek al deur die kardioloog almal gesien, weer met 'n ambulans oorgeplaas na Medicare, want hulle doen hulle hartpasiënte in Medicare. Ek was teater toe, het my linkerkant van die hart gedoen, in die recovery gekom. Ek het vir die dokter gesê, ek voel nie so goed nie. Daar het ek 'n volgende hartaanval gekry. ICU toe gegaan, het ek aan die bloeie gegaan. Ek het laai aand tot hulle my gestabiliseer, toe is ek terug PKG toe, JST toe. Daar het ek weer 'n week gelê, maar dit het goed gegaan. Linkerkant kon hulle oopmaak van die hart en laat ek kan net vir nou vertoef. 'n maand later, 30 November, is ek hospitaal toe weer 'n keer dat hulle aan die regterkant kan werk. Hulle het my wel toe nou gedoen, maar in die hele proses, waar 1 uur in was later toe, het ek eers 6:15 die aand uitgekom, want hulle kon nie aan die regterkant van die hart werk, en ek kon nie inkom
om die werk te doen wat hulle wil nie. Hulle het my man laat weet dat hy hoef nie te kom vir besoek nie, want ek is nie by myself nie, en ek het my te veel morfine en goed gegee in die theater. Ek het in die bed gekom in ICU, ek onthou, ek het iets gesoek om te drink of te eet, want ek het nou al die hele tyd nog niks gehad nie. Ek het my ysblokkies gebring. Ysblokkie gesuig, ek het 'n hele klompie gesuig, en ek het van daar af net, dit was swart. Dit was blank. Ek weet, ek noem dit nou maar 'n visie, hoe jy dit al wil vat, gehad, waar deur die donkerte ingegaan het by die lig, so op wolke. Ek onthou dat my pa, my seun, en my broer, so ervaar in die wolke, waar hulle almal net geglimlag het, en vir my gesê, het is nog nie tyd nie. Daar was 'n stem by. Ek het wakker geword, met vreeslike klappe in my gesig, waar hulle vir my sê ek moet wakker bly. So ek het 'n hartstilstand gehad. Hulle het my 3 keer moes sjok om terug te kan bring, om my liggaam nie wil reageer nie. Hulle het my geresusciteer vir baie lank. So ek moes vir daai hele dag of nag, oggendure, dit 1:15 gebeur, die oggendure, waar hulle moes sit. En in daai proses waar ek nou moet wakker bly, het ek ook weer 'n keer aan die leer gegaan, waar hulle moes van vooraf sukkel om die bloed te stop, so hulle moes van die medikasie stop. Maar intussen moet ek wakker bly. Dit was baie moeilik. Maar die Here het my 'n tweede kans gegee. Ek het dit en ek gebruik dit. En ek wil net vir hom dankie sê. Want sonder hom was ek nie hier. Prys die Here. Groot getuienis. Groot getuienis. Hierdie is groot getuienisse van die goedheid van God. Kan ek vir u sê vanmôre, dis nie oor voordat God gesê is nie. Dit is nie oor voordat die Here besluit het nou is dit klaar. Maak nie saak wat die vyand doen. God bly in beheer. Nog iemand? Ek is nie 'n mens wat in die middag slaap nie. En ek lê eenmiddag op die bed en ek raak aan die slaap dat my man kom van die werk af en my vader en wat sê vir my ek voel nie lekker nie. Seker omtrent 9 uur die aand, as kies vir die uitstelling, begin ek te braak. Die hele 5 liter emmer vol en ek kan nie verstaan wat dit aangaan nie en ek het koors. En ek is tegen mekaar, maar ek is naar en ek is ernstig siek. En eventually begin ons die koors te hanteer, en kyk of ons die koors gebleek kan kry, ons kan nie koors gebleek nie. Nou trek ek maar deur die nag, want ek drink nog maar net stukkies water net om iets te kan doen om aan die gang te bly. Die volgende oggend 6 uur staan ek op en ek voel by myself, Jesus, hierdie ding is nou erg. En my arme man loop net uit, maak net emmer leeg. En 8 uur staan ek by dokter Koekoemoe, sy spreekonders. En toe ek instap te sien Koekoemoe, hierdie ding is nie lekker nie. En hy vraag my wat swart en ek verduidelik vir hom en hy sê vir my, ek gaan 'n druk insit. Die medie wat die druk insit, sê hy vir my, jy raak nie aan hierdie druk nie, jy ry nou reg uit die hospitaal toe. Ek kom by die hospitaal in Brits en hulle sê vir my, skuif hier in, ek skuif al wat ek weet is ek skuif, maar ek is nie heeltemal by myself nie. En dokter Wieder kom uit die somewhere kom sy in die hospitaal uit en sy sê vir my, ons gaan jou dadelik CT-scan toevat en soos jy die CT gevat het, sal ons weet wat gaan verwag. En terwyl sy die CT doen, hoor ek sy sê, berei saal 4, of ek dink 3 of 4, sê sy, berei voor, ek het 'n groot operasie te doen. En sy begin opereer in die binnekant, en hulle kan nie verstaan hoekom die naarheid bly, hoekom hy bly braak nie. En eventually vang haar oog iets agter. Toe staan 'n abses van 15 cm wat 4 cm dik is, agter die organe. En sy sny die stuk van hierdie ding uit. En toe ek bykom in 'n ICU sê sy vir my, hulle gaan my stuur vir hartscan, omdat hulle dink die hart is aangepas. Gaan vir die hartscan, kom terug, nee, sê sy vir my, hulle moet my deurstuur na die hospitaal in Pretoria,
Groenkloof toe. Ek ry Groenkloof toe met die ambulans, kom daar die hartop spesialist kom daar uit, hy en die internis kom daar uit en hulle vra my wat is die simptome, ek verduidelik vir hulle. Maar nou het ek half en half gestabiliseer, maar ek is nog nie heeltemal waar ek moet wees nie. En hierdie ou is nie tevrede nie, en eventueel kom ek by Dr. Pretorius uit. En Dr. Pretorius kom in die kamer en hy skyp my weer die ekant toe, hy sê skyp op die kamer sit. Hy sit met sy voete bo op die bed en hy sê kom ons gaan 'n bietjie gesels. En hy verduidelik vir my die mediese terme, presies wat aan die gang is. En ek sê vir hom, as jy Afrikaans praat sal ek jou verstaan. Maar op hierdie stadium weet ek nie wat jy gaan doen, wat jy moet doen. Ek was seker 5 keer, 6 keer in die teater gewees, want elke keer as hulle iets doen, dan kry hulle 'n stukkie van die vergroeisel. En eventually kan ek voel, ek is besig om te val, want 3 uur in die oggend kom vat hulle die bloed en my arm, want hulle moet die diep donker bloed kry om te kyk wat is die lesings, want as dokter 6 uur inkom, hulle weet wat aangaan. En hierdie spesifieke aand, lê ek in die bed en ek sê, Here, hierdie ding moet kom tot 'n punt, dit kan nie so aangaan nie. En ek gaan half in 'n koma in. Ek kry half en half 'n relapse van die hele ding. En ek kan onthou ek het vir die Here gesê, al wat ek kan uitkry is taal, en ek bly met God praat in taal, en as ek my oë uitvee, as ek binne in die teater, dit was naderhand al ook afspraak in die teater. En die man kom na my en hy sê vir my, daar's dan nog stukkies goeders wat ons moet uithaal, ons moet hierdie goed uithaal op 'n manier wat ons jou nie gaan skade aandoen. Toe hy daar net uithaal, toe lyk dit soos 'n wurm, soos wat hy geloop het binne, en binne so vet erger dan wat hy dink. En hy sê vir my, dit was seker omtrent die 10de of die 11de dag wat ek in die hospitaal is. En hy sê vir my, as alles goed gaan, gaan jy Vrydag huis toe. Jy's nou bou ek op, want ek gaan nou Vrydag huis toe. Vrydagoggend kry ek in die relapse, en ek vat my weer teater toe. En terwyl ek daar op die teaterbed lê, sê ek vir die Here, ek verstaan nie, die woord sê, as jy hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. En as jy bid, sal God vir jou gee die begeerte van jou hart. En ek begin met God te stoei, en ek begin die Here te beklei oor hierdie ding, want ek word nie gesond nie. En hy vat my half en half in 'n trance, en hy sê vir my, ek die Here jou God sal vir jou stry, maar jy moet stil wees. Nou om daar stil te wees is nie maklik nie. En ek fight hierdie ding, en ek fight hom in alles wat ek het. En toe ek uit die teater uitkom, beklei ek met hierdie ding, en ek stoei met hierdie ding, en ek wortel met hierdie ding, en ek sê vir die Here, Here, as dit U wil is, vat my. Ek is reg, wat ek gaan. Ek is op daai stadium, was ek baie na benede, en ek sê, Here, vat my. En God sê, wees stil. Nou fight hulle met my, en hulle stoot my in teater toe, dan krappel hier, en dan krappel hulle daar, en eventually op 'n dag, dis nou al seker dag 20, kom die dokter wat aan my sê vir my, ons gaan nie nog 1 operasie gee, ons gaan nie die hele ding uitsny wat hulle gesny het in die brits. Dan gaan ons die hele ding uitsny, dan gaan ons van vooraf begin krap en kyk waar ons gaan. Ek was seker 5, 6 dae met die teater gewees. En hy kom terug na die operasie, nou is ek weer in die mis en alles, en ek kan voel ek sweef, want obviously, met betadine en morfine, is al wat werk op daai stadium. En hy sê die volgende vir my, vrou, as jy die 12 uur oorleef wat nou oorbly, sal jy dit maak. En ek lees so terug aan my bed, want ek was reg op sit, ek kon nie slaap, sit, passou leef, en ek sê, ek lees so terug op die bed, en ek sê, Here, jy het gehoor wat die dokter sê, nou is dit ons toe. Nou moet ons hierdie ding uitpraat, ek wil weet waar jy moet gaan. En ek raak aan die slaap. En ek kan voel, ek gaan dieper en dieper en dieper in die slaap. Maar jy weet as jy eier breek, en dan geel kom so deur die eier wid, en jy kan dit nie keer nie, dis ek voel op daar stadium. En dan redeneer ek met die Here, en ek sê, Here, dis is ek I'm surrendering. Ek sê, ek surrender, ek is moeg, ek kan nie meer beklei nie. Daai selfe aand kom hy vir besoek, en al wat ek vir hom kan sê, my man, sorry, ek kan nie met jou praat, ek is moeg, ek kan nie. Hy moes net nou onder aan huis toe gaan. 2 uur die oggend word ek wakker. En ek kan onthou, ek het iets ervaar in my kamer. Ek het geweet daar was iets in my kamer. En ek het so teruggelê en my oë toegegaan en ek hoor die Here sê vir my, ek gaan vir jou doen wat jy nie kan glo nie. En hy kom vat my, hy tel my op, en hy gooi my so oor sy skouers, soos wat jy babietjie oor die skouer gooi, en hy druk my vas en hy sê, jy is genees. En ek voel, terwyl God vir my sê, jy is genees, voel ek hoe die bloedtellings allemaal in my kom, al die infectietellings val, alles kom in my. En die dokter kom die volgende oggend en hy sê vir my, ek weet nie wat het jy nie, maar ek weet net een ding, ek
kan vir jou sê, jy is gezond. Ek sê, ja, ek het 'n besoekkaart van God gestaan. Hy sê vir my, ek het dit ervaar, ek weet God was by jou gewees. En na 10 dae, toe moes hulle 'n observasie en hulle stuur my huis toe. Seker 'n maand later, lê ek in die kamer, en ek ervaar hierdie gevoel, want ek weet, is iets binne my kamer, ek voel dit. En toe ek my oë so oop maak, sê die Here, moenie skrik nie, dis ek. Toe staan die engel in my hoek, en hy sê vir my, moenie skrik nie, jy is volkome genees. Nou wil ek hom nie wakker maak nie, want hy gaan dit mis, want hy gaan dit nie sien nie, dis net ek kom wat van stel is om dit te sien. En van daar oomblik af tot vandag kan ek vir julle sê, nog nie een keer wat ek teruggekyk het, wat ek nodig gehad het om meer te doen. Prys die Here. Dis 'n groot getuienis. Ja, dat is wel mijn eerste sommer. Maar kijk, ik heb getuienis op een story om te vertellen. Ik het altijd vanaf ik begin werken baie sukkel om ek kredietscore te draai opbou om enige skuld te draai maak of 'n kar of 'n klererekening of enigiets. Toe ek op 'n stadium het Johannes en ma my moes help om dit sê van wat het voor my uitgeneem. En toe eventually het ons het oorgekom sit op my naam en ek kon nie eens 'n klererekening oopmaak. Niemand het dit elke keer vir my gesê nee, my kredietscore. En ek het altijd met my pa gaan maar en sê ek ja, hoe die hel moet die mens dan begin 'n kredietscore opbou as hulle jou nie eens wil help met enigiets nie. En toe het hulle my op een of ander stadium sê dat ek 'n kredietkaart kry by die bank. En ek het my pa gaan praat sê van ja, wat anders ek met 'n kredietkaart maak. En toe sê hy maar ek kan hom gebruik, ek koop ek 'n paar mooi skoene of wat ek wil en betaal ek dit nou maar af tot ek nou 'n kredietscore eventually gebou het. En toe het ek dit gedoen en saam met dieselfde rekening wat ek toen in Convert vat, het ek toen gewerk en eventually wou ek my kar graag gekoop en my bouwing nou begin werk en al wat ek soek is 'n bakkie en ek soek net vir 'n bakkie altyd en bakkies is te duur. En ek weet my kredietscore is nie goed sinnig nie en my pa sê vir my die eendag nou maar bel net vir my en draai en dan draai en. En ek kry toe oom sy nommer daar en ek praat met die oom en hy vat toe al my details en hy sê dit neer en ek weet nie hoe nie, maar eventually toe sê hy my nee, ek is goed verkeer, ek kan 'n splinter nuwe bakkie kry. En toe het ek gaan teken en alles en ek het toe die nuwe bakkie en ek het hom toe so 3 jaar omtrent gery en ek van die oggend was op Vrydag op pad werk toe. En ek ry nog so rustig en kyk en so rond so dag soos vandag omtrent en ons skryf toe 'n bietjie vir my net mors dit en ek het toe daar vas. En toe moes ons my bumper voor regmaak en dis polisie storieetjies en allerlei goede. Weer eens begin my boude week om 'n bumper op 'n ding te nou op te sit dat soos nou nie weer kan gebeur nie en toe lei dit dat ek weer 'n ander double cab bakkie wat meer pas het en alles want ons het toen al klaar begin sukkel om ons 300 dae die single cab te laat se pas te maak en alles. En ek kan onthou net my bumper reggemaak en ek moes toe eendag checkers toe gaan vir ek weet nie wat nie en ek stop toe reg langs hierdie nuwe Karoo kakie bakkies en van my inderdaad te uitgebring. En ek toen ek glad nie gedink aan die bakkie nie, want ek weet die bakkies is brek hier en baie fancy en alles. Ek neem toe net dan gewoon 'n double cab my inderdaad. En ek stop toe nog so langs die bakkie en ek kom toe uit en ek kyk so binne hom, maar kyk toe nog dat die oom nou nie daar aankom terwyl ek in sy bakkie kyk nie. En ek onthou ek nog by die huis gekom en ek het gedoen en ek sê yes. Ek het nou langs daai nuwe kakie my inderdaad bakkies gestop. Ek ja, miskien moet ons probeer om so bakkie te kry. En kort na lang storie kort, ek met hom Jaco gaan met hom gepraat dat hy my kan help met die bakkie en hy sê toe maar hy het so 'n bakkie daar op hom staan op sy vloer, die eindste nou ek nou en doen toe aansoek kom. En ja, daar staan hy buite vandag. So ja, dis baie lekker. Ten hom en al jou weer. Hy sal jou baie veel geluk. Die mense wat hulle van bloed en eina sien moet maar nie op skerm gaan kyk nie. Ek gaan net hulle vanaf foto's wys wat my daar self. Dis my liefste pa hierdie.
was 'n normale dag en ons kry 'n oproep van 'n vriendin af tannie Belma en sy sê my kind al wat ek haar vra is bid vir jou pa. En sê tannie Afrida wat is fout? Sê sy 'n koe het hom aangeval terwyl hulle besig was om hulle te dit goed in die plaas wat ek al by werk is dit eintlik hulle is erger as skoolies die verdonde beeste. Maar in elk geval, sy gaan vir julle foto's wys en ek het toe die tannie my bel, toe sê ek, toe bel ek daar vir Chris en sê, ons moet asseblief intree my pa, 'n koe het hom aangeval. So ek wil die Here se genade vir die feit dat, horing is letterlik hier in, en hy is weer bo uit my pa se bors, sorry my pa het 'n regte AWB oomie met sy groot baard. So, die horing is in en die horing is weer uit. Baie lelik toegewerk, maar dit is dan toe. Ryk die later. Kyk hoe goed is die Here vir hom. En dis hoe my liewe pa vandag lyk. Prys die Here. Amen. Ek wil die Here baie dankie sê dat die koe se foto teen my pa se muur hang en nie dat my pa se foto teen ons muur hang. Ja. Ons sê die Here se genade. Dat regtig geen uit die ribes gebreek nie, uit niks ongebalanseerd nie, longe nie, absoluut niks. Is net reg deur sy vel uit boontoe en ja, vandag lyk my pa baie. Groot getuie. Een van sy groot getuies. Prys die Here. Ek sal nie vergeet nie, daai dag toe dit gebeur het, was ek op die tapvloer gewees by die smelter en ons was besig om ronder beddens te ruil. En sy bel my en sy sê vir my, nou moet ons bid. Ek draai so weg van die groep af. En ek begin bid. Wie weet vanmorgen die Here hoor. En sy kinders begin roep. Klaar gebid het, sê ek val nie wat. Ons gaan nie bid. Kijk. President is my en dit se getuienis. Dit is oor ons kinders en ons vandag op skool mooi meisiekinders het. Ek het hom ontmoet in 2018 en in 2019 was ons swanger met ons eerste babatjie. En deur my swangerskap het ons gewerk, ek en my pa en girl, en ek was 'n bar lady, so ek het baie keer die yskas gepak en so aan. Wat ek nou nie kon doen, maar my swangerskap was letterlik 'n siekte geweest vir my. So toe het ek nou swaar kratte gedra en toe dreig die baba om af te kom. Toe gaan ons dokter toe te sê, hy gaan my brief skryf dat ek nou nie swaar goeders moet rondra by die werk nie. En toe die meisiekind wat saam met my was gemyn en gesê ek doen niks nie. So toe riep my manager my, toe sê hy as ek nie gaan werk nie, dan gaan hy my afdam, so dit het nou nog stres bo op my gesit. En toe was ek by die huis, toe het ek gewerk. En toe begin ek pyn voel en ek was 3 ure by die huis in kraam wat ek nie geweet het nie. Wat ek toe nou met my tannie gebel het en nog sê ek na die hospitaal toe vat, ietsie is fout. En ek het ook nie medies nie, so ek was by die staat en ek het ingestap en vir die nurse gesê kan julle maar asseblief help. Ek dink ek is in kraam, maar ek was heel chok, so toe sê ek maar gaan sit in die gang asseblief. Jy moet wag vir 'n bed. So ek het nog, ek dink jy 'n uur daar buite gesit voordat iemand my kom ondersoek het. Toe is ek al reeds 10 centimeter ontsluit en ek was 20 weke swanger geweest. En toe ek initiële bed kry, toe sê hulle vir my dat ek nou reeds 10 centimeter ontsluit is, gaan hulle my ongelukkig nie kan help nie. En toe moes ek daai kant, dis klop. Ek het huis toe gegaan, sien dat my baba sienkie. Eindelijk kon het nie help nie, want er was nie en ICU nie. En dan het probeer met my business idees in gesit
maar hy was te klein. En die hele tyd was ek aan leer. Ek kon nie voel hoe hy gelewe het toe hom weggevat het, ek het hom nie eens vasgehou nie. En nou dit, toe bring ons my papier, laat ek hom net moet wegteken, want hulle hom gaan brand saam met die res van die goed van die mense wat hom uitgesny het. En nou dit het ek in 'n baie groot depressie ingegaan en ek het nie verstaan nie. En toe ek weer swanger raak, toe gebeur dit net weer op 20 weke en ons is na verskillende dokters toe en niemand kon vasstel eintlik wat fout is nie. En ek het weer, dit was weer seentjie en ongelukkig het dit weer so gebeur. Niemand kon my help nie, ons het weer gekom om die aand en dan het hom weer weggevat en niemand kon my help nie. En toe het ek net vir die Here gevra asseblief Heer, ek kan nie verstaan nie, maar ek verstaan u tyd nie myne nie. En ek het so van vergeet daarvan. En nou ek en die wat getrouwd was, het ek weer swanger geraak met my eerste dogtertjie Dinka. En ek het dadelik 'n dokter gaan sien en ons het 'n steek ingesit. En ek is verby my 20 weke merk. En ja, nou het ek my twee doktertjies. Alles verstaan, maar ons weet dat God het 'n plan. Ja. Sal nog iemand? Ek sê tydens namens van die Here. Dit gaan ook oor een van ons dogtertjies. So na ons eerste meisiekind gesond gebore is, was daar relatief komplikasies gewees in terme van onsteekbloed goed op het bons. En daar was 'n hele klompie series, spuite ensovoorts wat moes gebeur het, wat nooit gebeur het nie. En met ons tweede swangerskap was ons voorgelees deur al wat die dokter, al wat die instituut, dat ons sal moet aborteer, want of ons dogtertjie sou stil gebore wees, of sy sou minimale breinfunksie gehad. En ek kan vandag vir julle sê, ons meisiekind is 'n warboel, sy 100% gesond. Ek het in 2009 wat ek gediagnoseer met emfyseem. Nou ek het tussen 30 en 60 sigarette 'n dag gerook. En ek het 35 jaar van my lewe. Ek moet die Sondagoggend of die maand, die Saterdagoggend toe dit begin het. En ek gaan daar toe, smelter gewerk. En die Sondagoggend toe word ek wakker, toe sê ek my vrou, nou kan ek nie meer. Nou vir Koekemoer, ek wil onthou. Ons is Koekemoer se spreekkamer in, en sy die ontvanggame net oor die pad uitgestap op my. Na agter ons gevat op my suurstof gegee. Die suurstofbottel was vol ook, want ek om leegsteek op die knap om was. Koekemoer het aangekom, dokter Koekemoer het aangekom, en my net so gekyk, ek sê, ek dink 13 of 14 ampines op die tafel uitgegooi. En elke 5 minute toe my gespyt. Ek het so gespyt dat ek so reg op sit op baie. Sy meneer, het kan nou nie werk hê, want my uitheid was het Flintkruis. Dus vrou het my gelaai, ons is Flintkruis toe, hulle het vir my by die deur het hulle vir ons gewag. Ek was nie eens ingeteken nie, op my reg het opgevat. So erg dat ek eers, dat sy my na die tyd ingeteken het. En eers hier by die woensdag, dit was die Sondag, hier by die woensdagmiddag, Sondag en Donderdag en vroeg. Het ek net by my volle verhaal gekom om te weet waar het is. Maar ek wil net sê, die Here is goed. Dokter Koekemoer het my 5 jaar gegee. Ek sal amper 13, 14 jaar later in my lewe nog steeds. Alle dank en graag
kan vanmôre vir julle getuienis gee. Ek was 9 jaar oud, toe kry ek witseerkeel. En daai jare was daar in die Bosveld geen dokter gewees nie. En die Here het op daai stadium met dokter Tron na Tabazimbi toe gestuur. En ons is onder kwarantyne, daar mag niemand in en uitkom op die plaas nie. En daai dokter het my elke aand op die plaas 'n inspuiting kom gee om weer te trek, om te kan gesond word. Niemand het gedink dat ek dit ooit sou gemaak het nie. En hier kan ek vandag vir julle getuig. Na 2 maande het daar iets met my gebeur en al die seer en goed het uitgekom. En ek staan vandag hier voor julle. En ek kan vir julle sê, na dit het ek nooit weer 'n toeval of iets gehad wat ernstig gewees het nie. En vandag kan ek nog steeds getuig dat die Here groot en heilig is en dat hy my nog steeds deur die jare dra. En dat ek my familie kan dra en dat ek op 'n Christelike huis grootgeword het, waar die Here eerste was in ons lewe. En dit is hy vandag nog steeds in my lewe. En ek prys en ek loof die Here vir my gesondheid en vir dit dat ek nog kan saam met julle kom. Wat 'n mooi gebed. Ja, ek wil net bylas, dat ek van 2009 tot nou die weer hulle se gered gevat het. Prys die Here. Prys die Here. Daar nog iemand vir ons gaan na die boer toe. Ja, weg, daar sien we elkaar. Ek wil net so vlugtig op die gesels oor die dood. En ons thema daaromtrent is om te sterf van myself en opnuut op te staan in Christus Jesus. Nou Markus 16 vers 16 sê dit so mooi vir ons. Hy sê hy wat glo en hom laat doop. Dis vir verder gaan. Ons seker nou daai klompie net weer weet jy. Alraai. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Nou dis vir my ironies hoe die mensdom iets wat so eenvoudig uiteengesit word om te kan verstaan, kan debatteer en verdraai. Soveel so dat dit jou gemaklik laat voel of jy sal pas. Nou as jy die woord doop hoor, sonder om dit te dink aan die Bybelse terme, wat doop beteken. Wat beteken die woord doop vir u? Nou terwyl ek so sit en voorberei gister, kom hierdie ou, of sal ek sê, bring die Heilige Gees vir my hierdie ou advertensie wat al die jare op was. Nou net die ouer mense gaan dalk nou weet waarvan ek nou praat. Want hou julle doop vir ouma beskryf. Hou julle ouma beskryf. Nou hoe gaan hy liedjie? Dippe ouma, onthou julle dit? Nou wil ek die vraag vanmôre. As jy 'n beskuitjie wil eet, hoe doen jy dit? Jy doop hom. En jy hou hom daar tot hy sag genoeg is. Nou gaan jy 'n paar doopkandidate wonder of die pastoor wil die water van tot genees is. Nee, okay. Jy vat nie jou vingertjies en druk dit in die koffie en besprinkel die beskuitjie totdat hy gedoop is. Nee broer, nee my suster, doop beteken onder die water, onder die koffie in. Daar sê jy? Daar sê, tot hy sag is. Tot hy al sy triks en truits gelos het. Nou, kom ons gaan verder. Kerk van die Here, die woord doop kom van die Griekse woord baptizo af. En uit hierdie woord is daar 3 betekenisse of 3 beskrywings. Nommer 1 is om te onderdompel. Nommer 2 is om heeltemal in te gaan. En dan die laaste een is om te bedek. Hoekom sal u sê is dit nodig om gedoop te word? Nommer 1, omdat Jesus so gesê het. En as Jesus so gesê het, kerk van die Here, behoort ons as kinders van God meer as genoeg rede te hê om gehoorsaam te wees aan die doop. Nee, en ek sê dit met elke doopdiens, as die doop wat niks anders is as onderdompeling, nie nodig was nie, hoekom sou Jesus Christus self deur die doopwater gegaan? Dink bietjie daaroor, hoekom sou God vir Johannes die doper
as die voorloper van Christus die wêreld ingestuur het om mense te doop. Wie is hierdie Johannes nou eintlik? Hoekom word hy die voorloper van Christus genoem? Johannes is die een, gekies deur God, gebore vir die rede om voor Christus uit te gaan en mense met water te doop. Sodat die een wat na hom kom, wie Christus is, kom doop in die Gees. Matteus 3 vers 6 sê, en Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Met ander woorde, as ek myself laat doop, bely ek dat ek 'n sondaar is. Ek bely my sondes voor God en ek gaan deur die watergraf. Wat beteken die oomblik as my totale liggaam onder die water is, word ek bedek, word ek onderdompel of word ek heeltemal in die water ingesap. En die graf beteken dan wel niks anders as die dood. Die oomblik wat jy onder die water ingaan, sterf jy in jouself. Die ou jy is die een wat sterf. Die ou sondaar wie ek was, sterf en ek staan op uit hierdie water, vernuwe my gees. Ek staan op in Christus Jesus. En wat beteken vandag lewe ek nie meer vir myself nie, ek lewe nou vir Christus. Beteken dit dat ek nou nooit weer sal sondig nie? Nee. Dit beteken jy is gehoorsaam in Christus, want die Gees van God is dit wat jou oortuig om jouself te laat doop. Dit beteken dan ons word getransformeer en ons beweeg nader aan Christus. Gehoorsaam te wees aan God bewys ons liefde, ons commitment en ons eer aan God. Ons weet dat liefde nie net praat is nie. Liefde is 'n daad. Liefde is doen. Dis om vir iemand te wys dat jy lief is vir hom. Nou wil ek graag vir u hierdie stukkie lees. Matteus 3 vers 13 tot 17 sê: Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Jy moet verstaan, Jesus het nie by accident daar verbygestap en gesien, wat gaan daar aan? Wat doen hulle daar? Nee. Die woord sê, Jesus het gegaan van waar hy kom na Johannes toe, want hy het geweet, wat is die doel? Hy het geweet, hy gaan soontoe om gedoop te word. Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en u kom na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat, nadat Jesus gedoop was, hoor mooi, het hy dadelik uit die water opgeklim. Nie uit die sproeier uitgeklim, uit die water opgeklim. Daarom kan ek vir u sê, kerk, daar's een doop, en dis onderdompeling. Daar's net een doop, dis onderdompeling. Het opgeklim en met eens, luister mooi, dit het eers gebeur nadat Jesus uit die water uitgeklim het. Met eens gaan die hemele oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun en wie ek welbehaag. Ja, is dit dan nie dat ons die voetspore van Christus wil volg? Is dit nie dat ons dan in die voetspore van Jesus wil loop? Is hy nie die beste voorbeeld wat ons ooit kon volg? En die woord leer het vir ons. So hoekom sal ons dan die doop van Jesus ook nie navolg? Of sy voorbeeld om gedoop te word navolg nie? Of besluit ons maar wat ons wil doen en wat nie? As Jesus se voorbeeld vir ons korrek is, dan doen ons dit. En ek kan vir u sê vanmôre, dit hoort net so. Ons besluit nie sommer net wat ons wil doen nie. As ons Jesus se voorbeeld wil volg, beteken dit ons moet die Johannes iewers kry om ons te laat doen. Ek wil net vir u noem, my tweede naam is Johannes. So daar is geen rede om verder te soek. Prys die Here. My tweede naam is Johannes,
maar ek grap so net, daar's min mense wat by Johannes die Doper sou kom kers vashou. Hy was 'n gehoorsame en goddelike man wat uitgegaan het en honderde mense deur die doopwater gelei het. Met die wete dat die een wat na hom sou kom, hulle met die Gees sou doop. Ek wil nie baie van die tyd opneem nie. Ek weet ons diens is vanmôre lank, maar ek wil vir u sê vanmôre, dis nodig vir ons as kinders van God om deur die doopwater te gaan. En ek sê nie vanmôre vir u, as u nie gedoop is, gaan jy nie die hemel maak nie. Dis nie wat ek vir u sê nie, asseblief, dit is nie wat ek sê nie. Maar wat ek wel vir u wil sê, as Jesus deur die doopwater moes gaan, om gehoorsaam te wees aan God die Vader, soos die woord vir ons baie duidelik sê, sodat die skrif vervul kan word, dan is dit niks anders as 'n teken van gehoorsaamheid aan God. Dit is genoeg rede om jou te laat doop. En ek deel graag met u 'n paar sterk teksverse uit die woord, wat ons instruksie gee om gedoop te word. Jesus se opdrag is in Matteus 28:19. Hy sê, gaan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou, wat julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Geloof en doop gaan hand aan hand. En dit sien ons in ons teks van oordenking vanmôre. Markus 16:16 wat sê, hy wat glo, laat hom doop. Hy sal gered word, maar hy wat nie glo, sal veroordeel. Bekering, as jy jou hart vir die Here gegee het, lei dit daarna, dat jy jouself sal doop. Of laat doop. Handelinge 2:38 en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hoor u wat sê die woord vanmôre, kerk? Wanneer julle gedoop is en julle sonde vergewe, dan eers sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Goednis. Nie wil nie, die gawes van die Heilige Gees ontvang jy die oomblik as jy gedoop word deur die water, kan Jesus vir jou doop met die Heilige Gees. Doop en gehoorsaamheid in Romeine 6:3-4 sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. Ons dus saam met hom begrawe deur die doop, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in nuwe lewe kan wandel. Doop red nie net op sy eie nie, maar is 'n geloofsdaad, en dit kan ons lees in die boek van Petrus. 1 Petrus 3:21, waarvan die teebeeld, die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, om goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. En afsluiting wil ek vir u vanmôre sê, die Bybel is baie duidelik in die volgende. Jesus beveel die doop aan. Geloof lei tot bekering en bekering lei tot die doop. Die doop is openbare getuienis. Die doop is 'n teken of handeling van gehoorsaam. Die doop is nie jou sleutel tot die hemel nie, maar 'n stap in die regte rigting. Want sommige mense dink mos, as ek gedoop is, kan ek maar terugkeer na my ou sondige natuur. Ek het mos nou 'n tiket na die hemel toe. Ek het nuus vir u vanmôre, om te jouself te laat doop, maak nie van jou engeltjie. Elkeen van ons wat 'n besluit gemaak het om gedoop te word, word alleenlik deur die Gees gelei om dit te doen. Want dis die Gees wat in ons harte werk, wat maak dat jy besluit om gehoorsaam te wees aan God se woord. Daarom is dit baie belangrik dat nie een van ons gedwonge moet voel deur mense of om jouself te laat doop omdat jou ma gesê het jy moet dit laat doen. Nee. Daarom is dit ook belangrik dat ons verstaan, dit is as groot mense wat besef en verstaan waaroor die doop gaan. Daarom kan ons nie sê, okay, bring al die kindertjies dat ons hulle doop en hulle verstaan nie eens waar die doop oor gaan nie. Dit is hoekom ons kinders inseën
en die dag wanneer hulle groot genoeg en oud genoeg is om te verstaan waaroor die doop gaan, dan kan hulle kom en sê, nou wil ek gedoop word. Dit asseblief vir geen ander rede doen as die Heilige Gees jou nie geoortuig het nie. Met dit gesê, gaan ek nou vir die doopkandidate na vore roep en ons gaan sommer klaar die afhandeling van die sertifikate doen en dan weet ons, as ons nou klaar is by die doopbad, dan het elkeen reeds sy sertifikaat ontvang. So ek kan vir u vra soos wat ek u naam uitlees, om net gou vinnig na vore toe te kom, en dan gaan ons hulle regkry vir die groot stap in hierdie lewe. Dis 'n baie groot dag vandag. Want wat jy vandag doen, is jy begrawe die ou ek, en jy staan op vir 'n nuwe in Christus Jesus. Ek is seker, as daar mense deur gehoorsaamheid aan God in die doopwater gaan, word alles op halt gesit vanmôre in die koninkryk van God. En elke engel staan vanmôre en kyk hoe die kinders van God wat gehoorsaam is deur die Gees vanmôre deur die doopwater gevat word. Kerk van die Here, ek wil vir u sê vanmôre, 'n doop is 'n kragtige gebeurtenis. Dis iets wat jou laat commit teenoor gehoorsaamheid teenoor God. Dis iets wat jou 'n bietjie nader aan die Here bring en jy kan sê, Here, ek is gehoorsaam in die Gees. As daar nog iets is, Here, is ek ook bereid om dit te doen. Dis 'n kragtige gebeurtenis. En ek bid dat nog kinders die besluit sal maak om regtig waar hierdie doopwater te gaan. Want dit is die regte ding om te doen. Ok, ek gaan julle name uitnoem, soos wat ek julle naam uitroep, dan kom julle na vore asseblief. Angelique Prinsville. Julle kan net so in 'n ry kom staan hier voor die kansel, asseblief. Dan is dit Hardes Verblaas, Johannes Ludwicus Mokke. Daar's nog 'n Johannes wat kan doop, né? Ja, sê. Julle gekry. Lulet Breyer. Madeleine Pitter. Baren Armsen. Sarel Albertus Gerard. Veronique Guysen. Ja, sê, kyk net hoe mooi. Kyk net hoe mooi. Kom ons gee vir hulle 'n lekker warm handeklap. Prys die Here. My vrou, jy's nou besig. Sien kom staan reg by hierso. Ek het nou net 2 hande. Gelukkig party hande. Kom ons begin voor. Ek dink amper wie's daar heel eerste. Want jy point daar sommer net so, Angelique. Daar is jy sertifikaatjie, as gaan hulle mooi geluk sê as ons klaar is deur die doopwater. En dan ons vir Hardes. Daar sê, daar's joune. Daar sê, jy weet sommer wie's daai, né? Jy is kers. Voorreg, Lulet. Madeleine. Daar sê, Barend. Daai kant. En dan is dit, nog twee, daar is Sarel. En Veronique. Kyk net hoe mooi is dit. Is dit nie 'n mooi groep mense wat vandag gehoorsaam is? Kom ons sê vir hulle baie dankie. Want die Here staan op maandag vandag. Ek wil dit vir u sê. Ons gaan vir u geleentheid gee om jouself reg te kry, gaan jou spiere te gaan aantrek en die girls hulle bikinis. En dan gaan ons ek grap sommer, né? Ja, sê, nou kom ons gee vir hulle geleentheid. Julle kan uitbeweeg en dan gaan ek ook nou agterna. Ons gaan net sommer die kamera ook skuif en dan kan ons alles sommer op ons video vasmaak vir die dag, sodat die mense daar buite kan sien, daar is nog mense wat luister as die Gees met hulle praat. Kom ons gee hulle nog 'n lekker hande klap. Kom ons gee hulle baie dankie. Dan gaan ek julle nou sien daar langs aan baie